Baie welkom by ons aanlyn diens. So bly jy is ingeskakel. Het jy al 'n nuwe restaurant probeer op grond van iemand wat jou gesê het gaan probeer nie daai stuk steak. Dit is so lekker, jy gaan nie spyt wees nie. Een van twee dinge kan gebeur. Jy kan of teleurgesteld wees of jy kan beïndruk wees en dalk iemand anderste sê gaan probeer net daai restaurant se kos. Ons probeer baie dinge in ons lewe. En selfs moedig ons kinders aan om ook nuwe dinge te probeer. Moenie net na die ou dinge toe teruggaan nie, maar gaan probeer nuwe goed in jou lewe. Jy gaan nie weet as jy nie probeer het nie. As 'n sê ding, probeer is die beste geweer. Maar as ons dink aan probeer, is dit nie die eerste stap wat jy vat om iets te ontdek. Maar ongelukkig kruip hierdie woordjie soveel in ons lewens dat ons net aanhou probeer. Het jy al gehoor iemand sê van 'n ander persoon, daai ou probeer net te hard. Of dalk het jy al gevoel, ja maar ek probeer net en ek kom net nie reg nie. Ongeag, ek het nou alles gedoen wat ek kan en ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Ek het probeer. Ek het probeer bel, ek het probeer jammer sê. Dit kruip selfs in ons geestelike lewe ook in. Ek het als probeer. Ek dink altyd aan die fliek Pirates of the Caribbean waar die twee manne hulle lyskip breek en nou is hulle hier op hierdie reddingsbootjie en soos hulle die een roei op pad na die eiland toe sit die ander ou met 'n Bybel. En hy's besig om na die Bybel te kyk en die ou wat besig is om te roei sê vir hom: "Luister, jy kan nie eers lees nie. Wat kyk jy na die Bybel?" En die ou kyk hom so, hy sê: "You get credit for trying." En dit som vir my partykeer ons geestelike lewe so mooi op. Ons probeer. Ek gaan probeer hierdie jaar groei. Ek gaan probeer hierdie jaar meer Bybel lees. Ek gaan probeer meer bid. Ek gaan probeer om meer kerk toe te gaan, aansluit by daai selgroep. Miskien om iets te doen in die kerk, miskien om 'n uitreik, saam met 'n uitreik uit te gaan en te gaan kos gee vir mense wat haweloos is. Ons probeer. Ons is besig met 'n reeks regte vertrekpunte wat ons kyk na die lense wat ons opsit in ons lewe en hoe ons na die lewe kyk en dan die lewe aanpak. Vandag praat ons oor om te oefen en nie te probeer nie. En daarin is 'n groot verskil. Want jy sien, daar's 'n probleem met die probeer geweer. In die begin is dit goed, jy begin iets, jy probeer iets nuuts, maar wanneer ek aanhou probeer en nie begin oefen nie, kan probeer vinnig 'n verskoning word. Kan ek vinnig op 'n plek kom wat ek opgee of wat ek voorgee op iets wat ek nie is nie. Ek probeer mense beïndruk. Ek probeer selfs die Here beïndruk. Miskien dalk myself. Ek probeer en as ek nie regkom nie, hou ek net op. Ek kry nie klaar nie. Ek het mos probeer. Sien, dis die probleem met die probeer geweer. En as ons vandag kan kyk na hierdie probleem en identifiseer dat wanneer ek begin oefen, wanneer ek myself blootstel aan 'n paar ander elemente en ek konsekwent is en ek volhard en ek aanhou, dan gaan ek van probeer na oefen en van oefen word ek effektief. En ek dink dit is die groot woord vir die dag. Ek en jy wil effektief wees. Wanneer ek kyk na Jesus en ek kyk sy probleme met die mense op aarde, was dit nie noodwendig mense wat nie heilig was nie. Dit was probleme met mense wat oneffektief was. En probeer maak jou nie effektief nie, maar oefen doen. Dink 'n bietjie aan die Fariseërs. Ons is gewoond om die Fariseërs baie sleg te sê, baie vinnig, want Jesus het 'n probleem gehad en ons is natuurlik aan sy kant. Maar wanneer ons kyk na die Fariseërs, sien ons dat hulle regtig hulle lewe toegewy het om heilig te lewe. Soveel so dat hulle kom eintlik by uit die woestyn uit wat hulle self eenkant gesit het van die samelewing, want hulle het nie meer saamgestem met hoe die samelewing was nie. Hulle het nie gedink die samelewing is meer heilig genoeg om voor God te lewe nie. Die Fariseërs het hulle bes gedoen. Hulle het probeer. Wanneer ons kyk na die ou wat die talente begrawe het, wat sy meester vir hom gegee het. Hy het alles gedoen wat reg is, maar hy was nie effektief nie. Jesus vertel hierdie storie en die boer het teruggekom
En die ou was in die moeilikheid want hy was oneffektief. Miskien is dit nie die vraag altyd wat ons moet vra, wat het jy gedoen met die talente nie? Miskien is die vraag wat jy moet vra, wat het jy gedoen toe jy nie besig was met die talente nie? Waarmee was jy besig? Want jy was nie effektief in wat jy gedoen het nie. En wanneer ons kyk na Jesus se disippels, ek is oortuig, deel van Jesus se lyding was nie net die kruis nie, maar is om tyd te spandeer saam met hierdie disippels. Wanneer Markus oor hierdie disippels skryf, stel hy hulle eintlik maar voor as 'n paar dom ouens. Jesus moet sê iets en dan verstaan hulle nie en dan moet hy dit verduidelik. Die hele tyd is hy besig om te verduidelik. Die hele tyd is hy besig om vir hulle sê, hoe lank moet ek nog saam met julle wees? Want in effek was hy 18 maande saam met hulle. Hy het 18 maande gehad om hierdie klomp vissermanne en manne uit verskillende rigtings van die wêreld af bymekaar te bring, hulle op te lei om die wêreld vir altyd te verander. En heel voor, loop 'n man met die naam Petrus. Wanneer John MacArthur van Petrus praat hy van hom as the foot-shaped apostle of disciple. Want hy het net sy voet in sy mond gehad die hele tyd. Dit wat hy sê, dit wat hy doen, hy het eintlik net probeer. Dalk het hy probeer om Jesus te beïndruk. Dalk het hy probeer om die ouens om hom te beïndruk. Ons sien dit. Ons sien wanneer Jesus iets sê van hy moet nou lyding gaan, dan kom Petrus en sê ek sal dit nie toelaat nie. Soveel so dat Jesus moet vir hom sê kom agter my Satan. En dan kom hy heel groot mond en sê Jesus, as hulle dit aan jou doen, sal hulle dit aan my doen. Ek sal nie laat jy ly sonder dat ek ly nie. En dan verloon hy Jesus. Jy van 'n groot mond. As daar moeilikheid op die water is, hy die eerste een wat sê, Here, as dit U is, roep my. Ek sal op die water loop. Hy's impulsief. Dis asof hy die hele tyd Jesus probeer beïndruk of sy waarde probeer vind in probeer. Maar dit bring hom die hele tyd op 'n plek wat hy nie eintlik groei nie, wat hy nie eintlik nader aan God beweeg nie, maar dit regkry om homself weg te stoot. En ek dink ons kan almal vereenselwig met Petrus. Ons doen dit. Ons sukkel om onsself te beheer. Ons praat sonder dat ons weet, net om iets te kan sê. Vandag se tyd, die moderne wêreld, is dit vol daarvan. As jy op sosiale media kan inlog, het jy opinie en jy kan dit lewer. En ons maak soveel mense seer. En dan kom Paulus op 'n punt, of Petrus op 'n punt, wat Jesus weg is, die disippels is agter, en sy volgende woorde, toe als nou weg is, en hy besef, Jesus is nie meer hier nie, sy volgende woorde, miskien kan julle dit gebruik, volgende keer, as jy daai naweek beplan. Johannes 21 sê Petrus, ek gaan visvang. En sy vriende, hulle sê vir hom, ons gaan saam met jou. Ons weet nie meer wat ek kan doen nie nou, ons gaan maar terug na dit wat ons ken. Ek dink Matteus en die ander disippels wat nie vissers was nie, was bereid om te leer. Hulle gaan vang vis. Hulle gaan maar net weer aangaan met hulle oneffektiewe lewe in die koninkryk. Ten minste die pot aan die kook hou. Maar hulle gaan nou net weer probeer. Die mooiste ding van daai storie is in Johannes 21, wanneer hulle probeer om te gaan visvang, kry hulle in elk geval weer niks gevang nie. Maar jare daarna, 65, 69 na Christus, skryf hierdie selfde Petrus 'n brief. Skryf eintlik 2, ons sê dit is 2 briewe in ons Bybel. En dan praat hy van goed in sy lewe en hy moedig mense aan om te werk juis hieraan. En is asof hy amper uit sy eie lewe uitskryf en dit waaraan hy moes werk. 2 Petrus 1 vers 3 tot 9 skryf Petrus, hy sê, sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur. Nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Lê juis daarom alle ywer aan die dag
om by julle geloof deug te voeg, by deug insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding Godvreesendheid, by Godvreesendheid broederliefde en by broederliefde liefde vir alle mense. Immers, wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daarna toe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is wat julle kennis van die Here Jesus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en hy vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. Ek lees dit uit die NIV, net die vers 8. Hy sê, "For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ." Is dit nie 'n mooi stuk nie? Kan ons nie sien hoe Petrus gegroei het van hierdie disipel wat saam met Jesus geloop het tot 'n man wat dood gaan vir sy geloof nie? Iemand wat dink oor wat hy sê nie. Iemand wat 'n kerkleier is. Iemand wat met selfbeheersing praat. Ons gaan kyk na vers 5, hierdie paar dinge wat hy noem en hoe ons dit kan inwerk in ons lewe, sodat ons nie probeer nie. Ons wil wegkom van Petrus wat probeer, jy en ek wat probeer, na die persoon wat hierdie dinge in ons lewe beoefen. Hy sê daarso in vers 5, hy begin, hy sê, lê daarom alle ywer aan die dag, om by julle geloof deug te voeg. Nou deug is 'n baie interessante woord. Dis nie die deeg wat ons brood mee bak nie. Dis in Engels is die mooi woord virtue. Dit beteken om uitnemend en bruikbaar te wees. Dit sal nie vir my deeg nie. Of die mooi spreekwoord, mooi vergaan, maar deeg bly staan. Dis ietsie wat jy byvoeg tot jou lewe, 'n virtue, soos die Engelse sê. Maar miskien kan ek en jy daaraan dink vandag, as hierdie deeg wat ons besig is om te knie, dis iets wat jy besig is om in te werk, jy moet al hierdie bestanddele in jou lewe in te werk. En dis tog maar 'n proses wat gebeur, dis tog maar ietsie wat tyd vat, dit is ietsie wat doen vat. Jy moet jou hande soms so 'n bietjie vuil maak met hierdie deeg, en bietjie bygooi, en bietjie meel bygooi, en partykeer plak dit vas, en partykeer is dit ongemaklik om mee te werk, en ander kere is dit te droog, en ander kere is dit te nat, en jy moet seker maak, jy kry hierdie mengsel reg, sodat jy iets kan bak hiermee, koek kan bak, broodjie kan bak. Maar uiteindelik gaan hierdie iets beteken. Maar terwyl jy met die deeg besig is, as jy deeg eet, dan kry jy partykeer is net 'n seer maag. Dis 'n proses wat moet gebeur. En hy sê die volgende, hy sê, deur om dit te doen, moet julle werk aan julle insig, om julleself te verdiep. Natuurlik in hierdie konteks bedoel hy, om julleself te verdiep in Christus. Dis Hosea wat ons baie keer van lees, Hosea 4 vers 6, wat hy sê, my volk kom weens 'n gebrek aan, my volk kom om weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Dis dan maar 'n aaklige ding om te sê, sodat jy nie meer vir my priesterdiens doen nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou seuns ook vergeet. Dis verskriklik. Maar as die duiwel jou kan dom hou, is jy op die beste plek waar jy kan wees. As hy jou kan keer om nie insig te kry nie, om jouself te verdiep nie, dan is jy nie effektief nie. Dan is jy in hierdie probeerwiel wat jy maar net om gaan. In 'n vorige gemeente jare terug was daar 'n persoon, en hierdie persoon het op elke uitnodiging wat die pastoor gegee het, opgestaan en uitgekom om gebid te word. Soveel so, ek was nog baie jonk, ek was nog in die hoërskool, het ek gedink, hoekom kom hierdie persoon nooit verby hierdie probleme nie? En ek weet nie wat hulle probleme alles was nie, maar ek dink, dis 'n verlammende ding wat ons soms het, is ons probeer, ons tree uit vir die een gebed, maar
Ons kom nie tot insig met wat werklik fout is nie. Ons kom nie tot insig met dit wat Christus vir ons gegee het en om te werk daarmee nie. En dit hou ons terug. Jy weet, daar's 'n groot probleem wanneer die slaagsyfer geskei word sodat wanneer die minder verstaan nie deurkom in plaas dat die standaard gelig word. En ons jy hoef nie slim te wees om dit te verstaan nie, maar met ons lewe doen ons dieselfde. Ons skuif die slaagsyfer laer. Nee, ten minste doen ek nie soos daai ou nie. Ten minste is ek nie soos hy nie. Maar ons kom nooit self tot insig nie. Ons kom nooit self in die woord nie. Ons doen nooit moeite om verder, dieper te verstaan nie. Ons staan nie op die skouers van reëse om te sien wat het hulle gedoen nie. Nee, ons glo sommer maar die nuutste post wat net op ons selfoon oppop. Nee man, dis nie hoe dit moet wees nie. Werk met hierdie ding, kom tot insig, doen moeite, verdiep jouself in die waarheid van Christus. Gaan lees daai Bybel. Gaan doen navorsing. As jy nie hou van lees nie, luister. Maar doen daai moeite. Dan praat hy Paulus van selfbeheersing. Nou Paulus kan praat oor selfbeheersing want die stories wat oor hom geskryf is, het hy net nie veel van gehad nie. Ek meen hierdie ou praat te vinnig, hy kap 'n ou se oor af, sommer op die ingewing van die oomblik. Hy's impulsief. Hy gaan maar net, hy's eintlik maar ou is 'n nice ou, maar jy weet nooit hoe hy gaan reageer nie. Dit was Petrus. Maar hy sê lewe van selfbeheersing. Werk met hierdie selfbeheersing. Kyk, ons moet iewers begin sê ek gaan nie meer bid net vir geduld nie, maar ek gaan begin werk aan my geduld. Ek gaan nie meer net ingee op die nuutste ding wat op uitverkoping is net omdat dit goedkoper is as wat dit gister was nie. Nee, ek gaan verantwoordelik wees. Ek het selfbeheersing met my geld. Ek begin werk daarin en daar moet 'n paar goed soms afgesny word. Bekende vers, 2 Timoteus 4 vers 7 skryf Paulus, hy sê, God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy kan selfbeheersing toepas in jou dag. Jy kan beheer dit wat jy sê. Dis nie meer 'n verskoning om te sê, ag, dis maar hoe ek is nie. Of weet jy wat, ek kan sê wat ek wil nie. Mense moet net weet waar hulle met my staan. Nee, jy moet selfbeheersing toepas in jou lewe. Op alle vlakke, veral in jou die geestelike aspek van jou lewe. Ek gaan nie dit doen nie, want dit hou my terug. Daai lyne trek, daai boundaries trek, dit is wat Petrus hiervan skryf. Pas hierdie selfbeheersing toe. En dan sê hy, julle moet volhard. In vers 5, druk jouself. Ons doen dit graag wanneer ons gaan hardloop, wanneer ons gaan oefen. Jy is nie elke dag lus vir oefen nie. Inteendeel, in my geval is ek meer nie lus as wat ek lus is om te gaan oefen nie. Maar ek druk myself want ek weet dit is goed vir my. Ek kan die resultate sien daarvan as ek dit aanhou dit doen, as ek volhard elke dag dit doen. Net soveel in ons geestelike lewe. As jy Paulus wat sê, laat ons daarom nie moeg raak om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die regte tyd oes. Laat ons aanhou met die dinge, laat ons aanhou met ons geestelike lewe, al is dit moeilik. Al partykeer is daar mislukkings. Dit is vir my so mooi as ek kyk in die storie van Jesus, waar sy disippels soms misluk het. En dan het hy hulle reghelp. Partykeer so 'n bietjie geraas met hulle, bietjie hard gepraat. Maar daar was ruimte vir foute maak. Waar in die lewe het ons gekom op die punt dat ons so bang is om foute te maak? Miskien is dit omdat ons nie meer bewus is van hoe ons as mens so nie perfek is nie. So nie op 'n punt is wat ons nie eers kan dink aan 'n lewe sonder om foute te maak. Ek dink aan die oupa van Orkney Snortney wat gesê het, om 'n fout te maak is okay. Jy moet net nie dat jou uitveer opraak vir jou potlood nie. Maar soms verval ons en ons is so bang en daarom volhard ons nie. Want sodra ons 'n fout maak, dan gaan probeer ons net weer. Ek het ten minste probeer. Nee, volhard. Commit. Jy het opgeskryf vir daai gym kontrak. Jy moet gaan. Help nie as dit by jou huis nie, dit gaan jou niks help nie.
Jy het opgeteken en ja gesê dat ek God gaan volg met my hele lewe. Dalk nie, jy sit en niks doen nie, jy is eintlik maar net oneffektief. Jy is besig om te vat en nie te gee nie. Jy moet volhard. Volgende een wat hy sê is, jy moet godvreesend lewe. Wy jouself toe. Wy jouself toe aan God, sy wil, maar nie myne nie. En self dit is ook 'n oefening. Dis Paulus wat weer ons help met hierdie. Hy sê in 1 Timoteus, skryf hy vir Timoteus, hy sê oefen jouself om godvreesend te leef. Want liggaamlike oefening is wel in 'n geringe mate nuttig, maar godvreesendheid is nuttig in alle opsigte. Dit hou belofte in vir die huidige en vir die toekomstige lewe. Here, U wil, nie myne nie. Ek begin my lewe skoonmaak van dit wat nie God behaag nie. Ek begin dinge uit my lewe uitskei wat ek weet nie van God af is nie. Ek lewe godvreesend. Ek lewe met die wete dat daar 'n lewende God is. Skryf Rochelle wat 'n hele boek geskryf het, wat sê, wat die boek gaan oor Christene wat eintlik maar ateïste is. Ons sê, ons dien God, maar ons lewe lyk asof ons ateïste is. Lyk of God nie in ons lewe is nie. Nee, ek kies vandag om godvreesend te leef. Om seker te maak dat my lewe getuig dat daar 'n God is. Dit maak nee sê makliker. Dit maak wegstap makliker. Maak ook volharding makliker, selfbeheersing makliker. Dan eindig hy natuurlik liefde. Gee jouself. Hy sê jy moet die broers in jou kerk en die jou medemense in jou kerk lief hê en dan ook die res van die wêreld. Iets waarmee Petrus gesukkel het. Veral as hy en Paulus so bietjie arm gedruk het oor 'n paar goed. En hy was geroep vir die Jode en hy het 'n paar probleme gehad met hoe die nie-Jode nou in die Christelike geloof inkom nie. En Paulus moes hom bietjie reghelp. Paulus moes bietjie met hom sit en stryd daaroor. Maar Petrus het agtergekom dat dit vir almal is. Ek kan nie net lief hê die wat vir my lief is nie. Ek moet lief hê juis vir daai wat my nie lief het nie. Miskien soms daai wie my haat. Jesus kom daar in Johannes 21 en sê hy vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Sê hy, ja Here, hy vra hom 3 keer. Soveel so dat Petrus begin huil het. Petrus moes 'n pad stap om ander lief te begin kry ook. En hierin is die grootste gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod, en die tweede wat jou hieraan gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wanneer ons al hierdie goed vat en ons werk met dit, soos deugsaam met dit en ons werk dit in ons lewe in, gaan ons van probeer na oefen en van oefen na effektief. Die Here het jou geroep om effektief te wees. Probeer. Ek sluit af met die woorde van 'n wyse man, Albert Einstein, diep denker. Hy sê, try not to become a person of success, but rather try to become a person of value. Kom ons bid. Here, dankie. Dankie dat ons hier kan wees vandag. En besef dat ons soms probeer. Ons weet dat wanneer ons commit en ons begin oefen aan hierdie dinge wat Petrus vir ons lys, word ons effektief. Kom ons beter aan die ander kant uit, nie net vir onsself nie, maar vir u koninkryk, vir die mense om ons. Help ons hiermee. Help ons in ons hardkoppigheid, help ons in die manier van hoe ons soms net verkeerd dink. Help ons om met deug na hierdie goeters te kom, met insig, met volharding, met selfbeheersing, met liefde, met godvreesendheid. En ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.